Nou, hy sê hy is vandag hier in vyhandige gebied, want hy skree eintlik vir die Stormers, so hy is nie tussen die bulle en die leeu's, maar verlede week het jy daarom vir die bulle geskree, nie? Ja, natuurlik. Verlede week het almal in Suid-Afrika hopelik vir die bulle geskree. Ongelukkig het dit nie uitgewerk nie, maar miskien hopelik volgende seisoen sal dit vir die Stormers uitwerk. Ja, daar was ook 'n groot tranendal in my huis. Hoeveel mense noem jou Gordon? Want ek hoor die eerste citizen, hoe sê mense nou, die eerste burger van ons land noem jou ook Gordon. Ja, nee, vanaf dat ek in primêrskool was, het amper elke onderwyser of onderwyseres vir my Gordon genoem. Toe ek rugby begin speel het en my afrigter was 'n Afrikaanse afrigter, hy het my georden genoem. So ek kry alles sonder net Jordan. Alles behalwe Jordan, ja. Hopelik het jy daarom gewys dat jy georden geraak het oor jare met alles wat jy bereik het. Maar jou loopbaan in die politiek het baie vroeg begin. Ek het gelees dat jy al op hoërskool toe jy beland by 'n politieke byeenkoms in Bonteheuwel. Dis reg. Maar wat ek wil weet, wie het jou so intoe gevat? Hoe het jy daar uitgekom? Nee, eintlik dit was voor dit. Soveel van ons in die lewe het baie spesiale onderwysers wat iets vir ons doen. En ek het 'n wonderlike Engelse onderwyser gehad. Hy was eintlik Dr. Venter, 'n Afrikaanse Engelse onderwyser. En hy het vir my, toe ek dink ek was so 15, hy het vir my Alan Paton se Cry the Beloved Country vir my gegee en gesê jy moet hierdie lees. En dit was vir my 'n regtig lewensveranderende boek. Dit was absoluut wonderlik om te begin te verstaan wat eintlik gebeur het in Suid-Afrika en waaroor gaan ons land. En ek het dan begin om net alles te lees wat ek in my hande kan kry oor die politiek, oor geskiedenis. En toe lees ek oor die DA en my ma hulle was eintlik ACDP, ek het groot geword in 'n baie Christelike huis, ons is nog 'n Christelike huis. En maar ek het van die DA gelees en toe kom ek uit by die vergadering in Bonteheuwel, my eerste DA jeugvergadering en toe begin dit. Ja, en daar het dit alles pos gevat. Ja. Nou, David het nou voorheen daarna verwys, ons het half 'n grap daaroor gemaak, maar hierdie vraag is dalk 'n bietjie meer direk. Jy het lank gelede al 'n uitnodiging van Ontbytsake gekry om hier te wees op die program. Hoe werk dit in 'n verkiesingsjaar? Is dit net dat jy vat elke uitnodiging want dit is belangrik vir jou om daar buite te kom en om nie net die party nie, maar ook jou eie persoonlikheid te verkoop? Want wat ons nou sien gebeur in die Britse politiek, hy het nou ander probleme ook gehad, Keir Starmer, behalwe net die feit dat hy baie koud mense het hom ervaar as koud, maar die opponent wat nou vir inkom is baie meer enigmaties en karismaties. Dit is ook belangrik om die persoonlikheid te verkoop. So is dit maar wat hy dryf in 'n verkiesingsjaar? Nee, luister, ek kry letterlik honderde uitnodigings elke week. So elke week sit ek en my PA Deirdre en ons gaan deur hierdie groot klomp uitnodigings en ek kan op die meeste, miskien 10% van wat ek kry, kan ek aanvaar. Die res ongelukkig, dis net onmoontlik om by alles uit te kom. So jy moet strategies wees wat jy aanvaar en wat jy wil doen en wat jy kan nie doen nie. En jy moet doen wat vir jou energie gee en wat jy regtig geniet. En wat vir my energie gee is om tyd met mense te spandeer. Ek is 'n mens. Ek is lief vir mens en so as ek te veel tyd in die kantoor spandeer, voel ek onmiddellik en my staflede sal vir jou sê Oogies begin 'n bietjie vaal raak. Nee, ek word bietjie grumpy. Okay. En dan moet ek uit die kantoor uitkom en in die strate in beweeg en tyd met mense spandeer. Ons gas hier Jordan Hill-Lewis, ek het daarom nou reg gesê. Wel gedaan. So jy het net 2 groot eisters in die vuur, nie, maar jy is ook 'n familieman, jy het 'n 10-jarige dogter. Mense vra dalk vir jou, hoe balanseer jy dit alles? Maar ek wil by jou hoor, balanseer jy dit? Met ander woorde, probeer jy by alles uitkom of prioritiseer jy? Met ander woorde, jy aanvaar, ek gaan nie vanaand by die ouer aand kan wees nie. Wel, nee, want die mees belangrike werk wat ek het is die werk van pa en ek is 'n baie trotse pa van 'n 10-jarige dogter.
En ja, sy is absoluut die punt van my hart. En ek sê dood eenvoudig. Sy het my rond haar pinkie vinger gedraai. En so, dis baie belangrik vir my dat ek is by die ouer aand. Ek is by die gitaarkonsert wat sy nou die dag gedoen het. Dis baie belangrik vir my. So ek verdeel my week om die eerste paar dae so maandag tot donderdag in Kaapstad te spandeer, Vrydag en Saterdag op die pad oral in die land en dan seker maak dat ek Sondag by die huis is, tyd spandeer met die familie, as ons 'n kans kry by die kerk uit te kom. En dan in die week probeer ek om seker te maak dat ek 2 aande van die week by die huis is vir aandete. Die res van die week, ongelukkig, is baie laat ander oor die stad of oor die land. Ek wil vir jou vra oor politieke geweld, maar dalk nou meer oor hoe dit 'n persoonlike impak het, want daar was net die dood van 'n raadslid verlede naweek, nê? Absolute tragedie. Dit is 'n absolute tragedie dat ons op daai punt is in ons land, maar is daar vir jou persoonlik 'n lyn? Jou gesin is vir jou so belangrik, jy het dit nou verduidelik. Waar daar vir jou punt gaan kom waar jy gaan sê, however much I adore being mayor of Cape Town, want jy sê dit, I adore being mayor of Cape Town. Ja, ek is lief vir daai job, ja. Ek gaan terugstaan. Nee, as ek 'n politikus was in KZN, in KwaZulu-Natal, sal ek regtig 2 keer dink. Ek dink daar was nou 96 politieke moorde net in KZN, né? So dis iets heeltemal onaanvaarbaar wat daar aangaan. In die res van die land is dis nog 'n uitsondering as dit gebeur, maar wat op die naweek gebeur is baie kommerwekkend. En ek hoop dit wys nie dat die groei wat die DA nou geniet in township gemeenskappe oor die land is nou gegroet met intimidasie en geweld. Dit sal baie kommerwekkend wees vir ons demokrasie. Maar vir my persoonlik, ek dink 99.9% van die tyd is dit baie stil en rustig en lekker in die Weskaap en in Kaapstad. En ons moet net seker maak dat hierdie nie 'n nuwe trend wat ons nou sien. Dis nie oral in die Weskaap so stil en rustig vir baie mense nie. En ek weet julle het baie goeie data oor die suksesse wat julle bereik in Kaapstad, maar daar is 'n brug wat gebou moet word na die alledaagse the lived experiences van mense nie, want nie almal sien die 25% verbetering in riool of infrastruktuur wat julle doen nie. So hoe bou jy daai brug? En dis jou groot job. Dit is die groot job en ek is lief daarvoor. En wat jy moet doen is jy moet hulpbronne inploeg in gemeenskappe waar dit mees nodig is om daai lewenskwaliteit te verbeter oor tyd. En dit kan nie oornag gebeur nie, want daar is baie groot armoede, baie groot werkloosheid oral in Suid-Afrika. En ja, die syfers is minder in Kaapstad, maar dit is nog absoluut deel van Suid-Afrika, is dieselfde druk wat ons voel. En so jy moet net daai infrastruktuur bou, daai dienste verbeter, nuwe gemeenskapsfasiliteite uitrol, nuwe sportfasiliteite, ons het net gisteroggend 'n wonderlike nuwe biblioteek oopgemaak in Khayelitsha, en dis hoe jy daai lewenskwaliteit verbetering oor tyd kan sien. Nou my lewenskwaliteit gaan baie vinnig agteruit gaan as ek nie nou hierdie gesprek stop en vir Dawie ook 'n bietjie tyd los nie. Baie dankie dat ek met jou kon gesels. My beurt om met Jordan Hill Louis te gesels. Maar ek vrees ek opgewonde. Ek het so 'n lang lys van goeders wat ek met jou oor wil. Kom ons praat. Kom ons, jy het 'n M. Jy het 'n M in finansies, die meester van finansies by die University of London. Dis reg. Ek moet vir jou gou die storie vertel oor daai M. Ek het 'n honors graad gedoen by UCT, by IKES in ekonom. En my professor het vir my gesê ek kwalifiseer vir wat hy vir my gesê het, sal dit nooit vergeet nie, sag M graad in ekonom. 'n sagte ekonom. 'n sagte ene. Ja. En hy het gesê there's a hard one and there's a soft one. En jy moet die sagte ene doen. So ek het gesê nee, dan gaan ek werk. So ek het die universiteit verlaat. Dan so 7, 8 jaar later het my vriend Greg vir my gesê hy gaan 'n meestersgraad in wiskunde doen
want hy wil vir homself wys dat hy kan hoë graad wiskunde doen. En ek was so geïnspireerd. Ek het vir hom gesê, Greg, dis ongelooflik man. Ek wil ook dit doen, want ek sal nooit vergeet wat daai professor vir my gesê het. En ek sal vir hom wys ek kan 'n proper meestersgraad in ekonom doen. So ek het opgeteken sommer daai dag. En toe gaan doen jy jou M in finansies. Ja. Maar okay, so jy's die nasionale leier van die DA. So, okay, ek weet die plaaslike verkiesing is nou op pad, maar jy's die nasionale leier van die DA. Jy's 'n aspirant president, so terloops. Ja, dis wat jy wil. Hierdie jaar is ek nog steeds 'n aspirante burgemeester. Nee, ek verstaan dit. Maar ek meen as die leier van die DA uiteindelik nou en so. Absoluut. So jy moet nou en ek wil nou met jou ekonomie gepraat. Ek het net 'n paar dinge genoem oor ekonomiese makro-ekonomiese beleid wat ek nou so verander het. Ja. Heel eerste punt wat ek wil vra, gaan oor hierdie March. Ja. Wat is die onderliggende rede? Hoekom is dit so dat ons hierdie xenofobie in Suid-Afrika ervaar? Wel, ek dink daar's twee groot dinge. Die eerste is die ekonomie. Die ekonomie, ons het nie ekonomiese groei nie. Ons groei so 1%, 1.1% per jaar. Werkloosheid styg en so almal in die land voel daai druk en daai druk word net meer en meer op elke familie en spesifiek om in die arme gemeenskappe. En dan die tweedens is die ontploffing of die agteruitgaan van die kapasiteit van die staat. Eskom, die poskantoor, Transnet, SAA en binnelandse sake. Nou ons minister daar in binnelandse sake, Leon Schreiber, doen 'n wonderlike job om daai institusie stap vir stap te herbou. Maar soos elke deel van die staat is dit net heeltemal agteruitgaan oor die laaste 15 jaar. Hoekom? Wel, as ek moet eerlik wees, dis die ANC se styl van regering. Dis bedrog, dis kaderontplooiing, dis die sentralisering van mag maar ek dink mees belangrik is kaderontplooiing eintlik. So as jy wat die kapasiteit van die staat heeltemal ondermyn het, ondermyn het. As jy nou in 'n posisie is waar jy beleid kan maak of die DA beleid kan maak, wat gaan julle doen met BEE? Swart ekonomiese bemagtiging. Wel, ons moet sê BEE, die oorspronklike doel van BEE is dat ons moet 'n meer diverse, meer competitive ekonomie in ons land kry. Dis 'n goeie doel. Maar dit moet inklusief wees. Dit moet regtig breed wees en dit moet nie hierdie stelsel wat net 'n paar biljoenêr vir ons gee en geen regte bemagtiging. So what we would do is change it very significantly. Get rid of the obsession with race in empowerment, because what it should really be about, regte bemagtiging is om mense uit armoede uit te lig en in werksgeleenthede in te sit en vir hulle die geleentheid te gee om 'n regte waardevolle lewe te bou. John, ek wil nog 'n klomp ding met jou praat, so ek sê my net vinnig. Ek het nou 'n opmerking gemaak oor valutabeheer regulasies, foreign exchange controls. Ja. On and off. What's your point? Off. Completely, Gone. totally off. Yes. The major issue for you politicians is that you have to do something about the quality of the civil service in South Africa. And you have to be critical about this, and you have to say that civil servants as a rule are overpaid in South Africa, and as a rule are underworked. Not all of them, of course. But you can't say that as a politician. How are you going to manage that? Wel, as ek gaan kyk by 'n polisiestasie in 'n bendegebied op die Kaapse vlakte wat deel van die top 30 misdaadstasies is in die land, sien ek daar's net 5 speurders wat daar werk. Hulle deel letterlik hulle deel een skootrekenaar tussen die 5 van hulle. Hulle het nie eers 'n selfoon. As ek gaan by 'n publieke hospitaal, is daar die wonderlikste, uitstekende dokters wat vir ons werk in Suid-Afrika. Maar dis bitter, daar's te min van hulle. So ons spandeer al hierdie geld, belastingbetalers geld, om dokters op te lei deur die universiteite, maar daar's geen werk vir hulle, so hulle gaan Kanada toe. So daar's 'n balans. Ons
in aspekte of dele van die openbare diens het ons nog meer nodig. Meer polisiespeurders, meer dokters, meer verpleegsters. My ma se verpleegster kan vir jou sê, sy verdien nie te veel geld nie, sy verdien baie, baie min geld. Maar ja, ek stem heeltemal saam. In ander gedeelte van die openbare diens, daar is hele departemente wat kan net verwyder word. Die departement van klein besighede het nie eers bestaansreg nie. Ja, absoluut, maar hulle het nog nie 'n enkele klein besigheid in Suid-Afrika gehelp nie. So hulle kan heeltemal verwyder word en daar's nog meer. Jordan, ek moet nou oorgaan want ek moet nou iets anders te doen. Ek moet nog 'n paar vrae vra. Maar eers moet Collie vir ons die kos klaar maak, dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika. Ek gesels al verder met Jordan Neal Loos, die leier van die DA. En ek moet so sê, kuier lekker. Ek weet eintlik baie langer met jou kuier het en so. Kom ek begin. Ek geniet altyd om met jou te praat. Die plaaslike owerheidsverkiesing is op pad, die 4de November is ek. 4de November, ja. Nou, die een groot vraag is natuurlik, en Helen Zille was ons gas gewees net te lank. Sy is absoluut oortuig daarvan dat sy die volgende burgemeester gaan wees van. So wat dink jy is haar kanse? Dink jy sê by twee vrae. Wat is haar kanse? En om hierdie ding om te draai nou. Dit gaan nie maklik wees nie. So op sy kanse, ek dink regtig sy het baie goeie kanse. Sy het 'n inspirerende veldtog wat sy doen. Dis exciting. Jy voel 'n momentum agter haar. Almal praat oor Tannie Helen of Gogo Helen. En ek het lank vir Helen gewerk, vir jare vir Helen gewerk, baie naby met haar. En ek kan vir jou sê, is daar enige persoon in ons land is wat gaan daai stad omdraai, is dit Helen Zille. Sy gaan letterlik vir die water sê, dit moet uit jou kraan uitkom en dit sal luister. Maar dit gaan 'n lang pad wees. Die stad is in so erge toestand. En die belegging in basiese infrastruktuur is so swak en so min, dat dit gaan 'n baie lang pad wees. Maar sy kan die omdraai, die omswaai begin. Jy het begin werk by die DA. Toe was jy een van haar, jy het haar begin werk basis, né? Dis reg. Nou kom ons wees nou maar eerlik. Jy's nou verkies tot die leier van die DA, maar is die werklike mag agter die troon nie nog steeds Tannie Zille nie? Ag, ek bel vir haar so een keer 'n week vir haar advies. Ons is nog steeds baie naby mekaar. En sy's net 'n wonderlike persoon in my, baie belangrike persoon in my lewe. So ons het 'n baie goeie verhouding. Maar sy is absoluut gefokus op Johannesburg. Ek bel haar oor wat gebeur nasionaal en sy praat net oor Johannesburg. So sy is in the zone. Jou tipe van leierskapstyl, jy's oorweldigend verkies nou tot die leier van die DA. En kan ek noem, ek dink dit is 'n baie goeie keuse geweest. Baie dankie. So jy's oorweldigend verkies. So jy het 'n baie sterk mandaat van die DA. Jou bestuurstyl, manier hoe jy bestuur. Die eerste ding wat jy gedoen het was 'n baie ongewilde ding. En dit is jou goeie vriend, Steenhuisen. Ja, jy het hom eintlik, kom ons wees nou maar eerlik, jy het hom eintlik so half gefire of gedemote. Is dit jou styl? Is dit jou manier van styl van leierskap? Dit was ongelooflik moeilik, want hy is ook 'n goeie vriend en hopelik nog steeds. Maar ek moet sê, ek voel 'n sterk 'n doel, 'n purpose in die politiek. En daar's soveel opoffering en die werk is so hard in die politiek dat ons moet dit reg doen en ons moet baie hoë standaarde verwag van almal. Want ons wil die regering van Suid-Afrika wees. Dis nie 'n klein ding nie. As ons wil die regering van Suid-Afrika wees, dan moet ons 'n hoë stap boontoe vat in professionalism. En tweedens, as ons daar kom, sê nou ons is die grootste party in die volgende verkiesing. Moet ons absoluut die hoogste standaarde verwag van onsself in regering. So my styl is, as jy my kollegas vra in die stad Kaapstad, ek raas nie met mense nie, ek skree nie vir mense nie, dis absoluut nie my styl nie, maar ek set baie hoë standaarde. So die DA het nou lede in die kabinet met die regering van nasionale eenheid. Sou jy nie ook graag een van daai posisies wou beklee het nie? Nee.
Ek dink is baie belangrik dat ek onafhanklik is van die GNU. Want ek wil die vryheid voel om te veg met die president as dit nodig is. En dit sal nodig wees. Daai eerste ene kom, dis 'n kwessie van wanneer. En so ek wil nie in 'n verhouding met hom wees dat hy eintlik as ons rond die kabinetstafel sit, is hy die baas. Dis hoe dit werk in die grondwet, né? Ja. So ek wil daai onafhanklikheid voel. En dan tweedens is ek absoluut lief vir my werk as burgemeester. En regtig ek moet sê, want dis hierdie plaaslike verkiesing. As jy wil regtig 'n verskil maak in Suid-Afrika, ons moet begin met die stede om hulle reg te kry. Ek het twee dinge wat ek nog vir jou. Jou verhouding met die president. Kan jy die telefoon optel en hom bel? Ja, ons praat dikwels. Ons het vanoggend gepraat. En luister hy na jou? Well, Ek meen wat ek bedoel daarbey is, neem hy jou standpunt in ag. Nee, definitief. Dit beteken nie ons stem nie altyd saam nie. Maar ek dink ons het 'n goeie verhouding. Ons het 'n verhouding van respek. Onthou die president is dieselfde ouderdom as my ma. So en hy is die president van ons land, né? Ek is 'n patrioot. Ek is lief vir Suid-Afrika. So ek het baie respekteer vir die amp, die posisie van president. Maar ek is nie bang om te verskil op beleid nie. En my standpunt baie sterk aan hom oor te dra. Ja, oor te dra. Dis die woord wat ek ons tyd is nou klaar, né? Maar ek wil nou vir jou dis nou 'n oop vraag hier. Hierdie land van ons is diep in die moeilikheid. En hierdie ekonomie groei nie. Ons het werkloosheid, ons het armoede, ons het opstande, ons het xenofobie, allerlei nog goeters. Geef vir ons hoop. Wel, ek dink regtig daar is 'n moontlikheid dat na November ons kan die regering wees of ten minste die grootste party wees in 5 van Suid-Afrika se 8 grootste stede en dat ons kan 'n wonderlike omswaai en omdraai daar begin en dit sal 'n groot verskil maak in ons land, veral spesifiek hier in Gauteng waar ons nou is. En dan is dit 'n wonderlike platform vir 2029 om die grootste party in die land te wees sodat ons kan dieselfde omdraai begin vir ons land en vir ons ekonomie. Jordan Meyer, dankie dat jy vandag by ons 'n draai gemaak het. Ek kan net vir jou sê, is laat ek dink wat ons politieke leiers oor die algemeen besef, hulle werk vir ons. Hulle werk vir die mense van die land en ons verdien baie beter as wat ons die afgelope tyd gehad het. Absoluut. Maar baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het.